Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 8ste April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: taxi, ryfietsryer in Kampsbaai dood. Nuus hooftrekke vir vandag: MKP gaan grondonteeneming sonder vergoeding so hanteer. Taxi ryfietsryer in Kampsbaai dood. 60 sluipmoorde op politici is nog nie afgehandel nie. 4 mense wat verdwyn het in Creerwiltuin is gevind. David Kriel verlaat die Bloubulle. Sinner en Alcaraz dring deur na volgende ronde in tennistoernooi. 'n Saak van strafbare manslag word ondersoek na die dood van Landon Legrandsie, wat 61 jaar oud was, gisteroggend nadat 'n taxi hom die vorige oggend op sy fiets getref het, so sê die polisie. Die ongeluk het blykbaar gebeur toe 'n taxibestuurder Legrandsie na bewering om 'n blinde draai probeer verbysteek het en teen hom gebots het. Niemand is nog in hierdie geval in hegtenis geneem nie. Die nooddiens het Legrandsie op die toneel behandel, waarna hy per helikopter na hospitaal geneem is. As deel van sy behandeling is sy been geamputeer en albei sy arms was ook glo gebreek. Hy het blykbaar ook ander ernstige beserings opgedoen. Die taxibestuurder het op die toneel stilgehou en het daar met die polisie gepraat. Legrandsie het aan onder meer Eyserman kompetisies en die Cape Epic bergfietstoer deelgeneem. In 'n verklaring wat Ian Cameron oor die voorval uitgereik het, sê hy: wat wel kommerwekkend was, is beweringe dat polisielede versuim het om basiese bestuursprosedures op 'n misdaadtoneel te volg. Dit sluit in beweringe dat die toneel nie behoorlik beveilig is nie, dat getuieverklaringe nie op die toneel verkry is nie en dat deurslaggewende forensiese stappe, waaronder die neem van 'n bloedalkoholmonster van die bestuurder, nie uitgevoer is nie. Die MKP-party gaan oor 5 weke omstrede wysigingswetsontwerp voorlê wat voorsiening maak vir die onteiening van grond sonder enige vergoeding. Dit sal alle verwysings na vergoeding verwyder en tradisionele leiers saam met die staat as voogte van hierdie grond aanstel. Die party wil ook die afsnydatum vir restitusie-eise verleng van 1913 tot 1652. Die MKP sal op 27 Mei 2026 die wysigingswetsontwerp aan die Portefeulje Komitee oor Justisie en Staatkundige Ontwikkeling voorlê. Die historiese wetsontwerp beoog om artikel 25 van die grondwet te wysig om uitdruklik voorsiening te maak vir die onteiening van grond sonder vergoeding vir doeleindes van grondhervorming. Die party sê die wetsontwerp beoog om billike toegang tot grond te versnel, die meerderheid Suid-Afrikaners te bemagtig, betekenisvol aan eienaarskap, landbou en ekonomiese ontwikkeling te kan deelneem. Meer as 60 politieke sluipmoorde wat deur die polisie ondersoek word, is nog onopgelos. Professor Farid Chakalee sê daar is altesaam 63 onopgeloste sake van politieke sluipmoorde wat nog deur die taakspan teen politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek word. In 56 van die sake word moorde ondersoek, 4 van poging tot moord, 2 van samenswering om moorde te pleeg en 1 van regsveruideling. Dit sluit in 37 beskuldigdes wat lewenslange tronkstraf opgelê is, terwyl 14 ander tronkstraf van tussen 14 en 135 jaar opgelê is en 19 tronkstraf wat tussen 12 maande en 12 jaar behels. 7 beskuldigdes is volgens Chakalee ook boetes van tussen R500 en R25.000 opgelê weens geringer misdade soos kwaadwillige saakbeskadigings, intimidasie en afpersings. Dit was 'n paasnaweek van hereniging vir Hugo Lou wat 56 jaar oud is, wat uiteindelik ontslaan is uit die hospitaal waar hy behandeling ontvang het na 'n erge aanval vroeg in Maart naby Lamberts Bay. Lou het op 5 Maart ernstige kopbeserings, oog- en gesigbeserings, frakture opgedoen, asook beserings aan sy vinger in die aanval langs die R365 tussen Lamberts Bay en Leipoldal waar hy boer. 2 mense met bebloede klere is in die bosse aangekeer en 'n derde is ook in hegtenis geneem. Hulle word van poging tot moord aangekla. Hy is sedertdien gehospitaliseer en het verskeie toetse ondergaan en behandeling ontvang. Hy sê hy sou nog nie weer kans om nou te gaan boer nie. Na verneem word is hierdie 3 afsonderlik van diefstal aangekla ook. 4 mense wat maandag aan boord van 'n helikopter in die Creerwiltuin verdwyn het, is gisteroggend ongedeerd gevind. Leidens 'n verklaring deur Sanparke by 'n verlope verslag daarop dat die helikopter in 'n digte beboste gebied geland het om ondersoekspan toe te laat om assesserings uit te voer. 'n Soekspan sowel as 'n helikopter van Sanparke is ingespan om die vermistes op te spoor. 'n Helikopter met navigasie en hommeltuie is maandag ontplooi. Die helikopter moes later weens giere weer onttrek word. Die
Die soektog met die gebruik van hommeltuie het oornag voortgeduur. Die Nasionale Verkeersdepartement is hoopvol dat minder mense vanjaar oor die Paasnaweek op die land se paaie gesterf het, nadat ongeluksyfers van voor die naweek gedui het op 'n afname in ongelukke voordat 1000 motoriste die lang pad aangedurf het. Barbara Creecy, minister van vervoer, het in 'n verklaring gesê 291 padsterftes is tussen 20 en 30 Maart aangeteken, wat op 'n duidende afname van 356 padsterftes gedurende dieselfde tyd verlede jaar aangedui was. Lydens Creecy se verklaring is 'n afname in ongelukke en sterftes in alle provinsies behalwe die Vrystaat en die Oos-Kaap aangeteken. Altesaam 321 padblokkades is in hierdie tydperk gehou met 374.000 voertuie wat voorgekeer is en geïnspekteer is, het Creecy aan die media bekend gemaak. Meer as 100 mense is die afgelope week weens verskeie misdrywe aangekeer en talle vuurwapens en ammunisie van verskillende kalibers van die strate verwyder as deel van 'n voortgesette wetstoepassing in die Kaapstadse metro. JP Smith, burgemeesterskomitee-lid vir veiligheid en sekuriteit, sê elke vuurwapen en patroon wat gekry is, beteken dat 'n lewe moontlik gered en 'n misdaad voorkom is. Smith het hom die naweek by lede van die weermag, polisie en ander wetstoepassers vir patrollies aangesluit. Verkeersbeamptes het 51 verdagtes in hegtenis geneem, van wie 46 weens dronk bestuurde, 2 weens roekelose en nalatige bestuur, 3 weens ander oortredings. Iran sal onmiddellike en proporsionele stappe moet doen indien president Donald Trump sy dreigemente uitvoer om die land se hele beskawing aan te val, het Iran se regsverteenwoordiger by die Verenigde Nasies gister gesê. Iran sal nie terugdeins in die aangesig van sulke grove oorlogsmisdade nie. Hy sal sonder huiwering sy inherente reg op selfverdediging uitoefen en onmiddellike en proporsionele wedertydse maatreëls aantref, het hy gesê. Dit volg nadat Trump vroeër gister gewaarsku het dat 'n hele beskawing sal sterf in 'n spertyd van vanoggend om 02:00 Suid-Afrikaanse tyd. 'n Ooreenkoms om die straat te heropen nie nagekom sou word, het hy gesê. Die volgende prysaanpassings vir plaaslike gebruikers is eers oor 4 weke en word op 6 Mei van krag. Die onderverhalings op 3 April was meer as R2.50 per liter vir petrol en meer as R11 per liter vir diesel. Die gemiddelde onderverhaling vir die afgelope week was meer as R5 per liter vir petrol en meer as R13 per liter vir diesel. Die syfers is net 'n aanduiding van wat die pryse op daardie dag behoort te gewees het en nie daaglikse pryse aanpassings nie. 'n Onderverhaling beteken dat verbruikers op daardie dag te min vir brandstof aan die staat betaal het. As 'n onmiddellike ingryping het die taakspan die verlaging en brandstofheffings aanbeveel vir die onmiddellike tydperk om die impak op brandstofverhogings te verlig. David Kriel, wat by Loftus Versveld in die hoeksteen vir die agterlyn van die bulle beskryf word, gaan sy loopbaan aan die begin van Julie maand by die Franse klub La Rochelle voortsit. Smith het 41 keer op heel agterdiens gedoen in 36 wedstryde, die nommer 13 trui gedra, 30 keer op binnesenter begin. Sy veelsidigheid is 'n groot bate in hierdie huidige groep. Is dit net Embrose Papier, Roan Orke en Johan Groblaar wat in meer wedstryde vir die bulle diens gedoen het. Kriel het sover 321 punte in 'n bulletrui aangeteken wat 53 drie ingesluit het. Die Cheetahs tans 5de op die punteleer met 5 wedstryde oor, bevind hulle voor 'n belangrike blok van 4 agtereenvolgende wegwedstryde, waarin die Griffins, die SWD, die Valke en die Bulldogs hulle teenstanders sal wees. Die Cheetahs het die oefenwedstryde van 3/11 teen die Griffins, waaraan talle spelers speelkans gekry, vroeër met 69 teenoor 14 in Bloemfontein gewen. Die losvoorspeler Niels Volskenk sal die span intussen Saterdag aanvoer. Patrick Reed sê sy besluit om die LIV golf te verlaat het hom gehelp om sy suksesvolle golf in die jare te speel. Die 35-jarige Amerikaner, wat in 2018 'n groen baadjie op Augusta gewen het, het in 2022 by die Amerikaanse PGA-reeks na die LIV golf oorgegaan en toe in Januarie van die jaar, terwyl hy in Dubai gespeel het, besluit om nie sy kontrak met die Rebelle-reeks te hernie nie. Reed, wat as 'n lewenslange erelid van die DP World reeks speel, hoop om in Augustus na die PGA-reeks terug te keer sodra hy weer geregtig is. Reed, wat sedert 2022 in 27 lande gespeel het, sal oor die Atlantiese Oseaan reis. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, manstennis se eerste en tweede gekeerde spelers in die wêreld, onderskeidelik, het gister tot die ronde van 16 in Monte Carlo meeste toernooi deurgedring. Sinner van Italië het sy wedstryd in die tweede ronde teen Hugo Humbert van Frankryk heel gemaklik met 6-3 en 6-0 op die Ryner 3 baan gewen. Alcaraz van Spanje, wat na Sinner op die baan aan aksie was, moes egter so 'n bietjie sweet voordat hy die Argentyn Sebastian Baez uiteindelik met 6-1 en 6-3 gewen het.
Martin Cilic van Kroatië het Alexander Shevchenko van Kazakhstan met 6-1 en 6-3 gewen. Alexander Bublik, ook van Kazakhstan, het die Fransman Gaël Monfils met 6-4 en 6-4 gewen. Die voormalige Wallaby loskakel Bernard Foley, wat nou 36 jaar oud is, wat in 2 wêreldbeker toernooie vir hierdie span gespeel het, sal aan die einde van die huidige Japaneese seisoen uittreë. Foley, ook bekend as Iceman, van wie sy kalmte onderdruk, het in 76 toetse vir die Australiese span uitgedraf en die Wallabies gehelp om die wêreldbeker eindstryd in 2015 te haal, waar hulle met 17-34 teen Nieu-Seeland verloor het. Hy speel sedert 2019 vir die Cuba Spears en het in 2023 die Japaneese topliga verower. Engeland se rugbyspan het 2 groot terugslae voor hulle toetse teen die Springbokke en later van die jaar se nasiekampioenskappe beleef. Daar was gister nog slegte nuus vir die beleerde rose met die span se voorstehaker Luke Cowan-Dickie, sy seisoen wat weens 'n besering tot 'n einde gekom het. Dit terwyl die haker van Sail en Engeland spanmaat Bevan Rodd 'n skouderbesering opgedoen het. Hulle pak die Springbokke op 4 Julie in Suid-Afrika en Fiji 'n week later in die Hillbilly Stadion in die tuisveld van die Engelse Premier League sokkerklub Everton in Liverpool. Bothwick se Engelandse span gaan onder groot druk in Suid-Afrika aankom. Suid-Afrika die Kiwis op 13 September in Wellington, Nieu-Seeland met 43-10 in 'n rugbykampioenskap wedstryd gewen. Gordon Barrett hoop hy kry nou later van jaar die kans om vir 'n verlede jaar sy hartseer saam met die All Blacks te vergoed, indien die nuwe All Black afrigter Dave Rennie hom nie goed genoeg beskou nie om deel van die span te wees. Die All Blacks toer van 7 Augustus tot 5 September na Suid-Afrika, waar hulle as deel van die Rugby's Greater Rival Rugby Tour die Springbokke in 3 toetse gaan pak en ook 2 weekwedstryde teen plaaslike VRK rugbyspanne gaan speel. 'n 4de toets tussen die Bokke en die All Blacks word op 12 September in Baltimore in Amerika beslis. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 1926, Polokwane 1223, Lephalale 1527, Mbombela 1424, Mahikeng 1625, Pretoria 1725, Johannesburg 1425, Ermelo 924, Galagadi 1931, Gaborone 1725, Richards Bay 1831, Pietermaritzburg 1227, Durban 1626, Port St Johns 1529, Pongola 1627, Maputo 1927, Bethlehem 1024, Bloemfontein 1424, Allewal Noord 1326, Welkom 1525, Vryburg 1629, Kimberley 1728, Appington 1531, Prieska 1931, Springbok 1430, Karasburg 2030, Keetmanshoop 1831, Mariental 2031, Alexander Bay 2538, Brandvlei 2031, Loedersbaai 2634, Vredendal 1434, Kaapstad 1531, Sutherland 1227, George 1635, Jeffreys Bay 1430, Cabarra 1335, Grafreinet 1231, Kaaphoogillas 1726, De Aar 1728, Molteno 1023, Beaufort West 1631, Oos-London 1332, Mabalani 1828. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.90 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.74, die euro verhandel teen R19.55, 'n pond kos R22.39, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,947, palladium per fyn ons is $1,460, silwer per fyn ons is $71.78, goud per fyn ons is $4,655, Brent olie per vat is $109.77. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.